Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Kolossense 1. Ons lees vers 9 tot 14. Dit is Paulus wat hier aan die woord is en hy skryf aan die gemeente en aan die gelowiges van die stad Kolosse. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Ons lees net tot sover uit die Here se woord vanmôre. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Paulus was 'n baie groot sendeling, 'n werktuig in die hand van die Here, 'n gestuurde van God, iemand wat die Here baie lief gehad het en wat vir God en sy koninkryk ongelooflik baie werk gedoen het. Ons weet dat Paulus 3 sendingreise onderneem het, dwars oor Europa en in Klein-Asië. En terwyl hy verskillende dorpe deurgegaan het en die evangelie van Jesus Christus met mense gedeel het, het hy ook kerke geplant en gestig, en het die kerke gegroei, en het God se koninkryk uitgebrei. Nou hierdie gemeente van Kolosse was een van die kerke wat Paulus gestig het, en hy het onder andere vir 'n tydperk daar ook bediening gedoen, voordat hy dan verder gegaan het op sy sendingreis na ander dorpe en stede. Maar toe hy verder gaan met sy sendingreis, het hy onder andere gereeld briewe geskrywe aan die gemeentes wat hy reeds gestig het. En een van hierdie briewe was die brief Kolossense. En ons sien hoe Paulus dan hierdie brief vir hulle geskryf het en baie belangrike dinge vir hulle kom deurgee en ook sy dank kom uitspreek omdat hulle so getrou bly aan Jesus Christus. In die teks wat ons vanmôre saam gelees het hier in Kolossense 1, hoor ons hoe Paulus bid, nie as 'n koue teoloog nie, maar as 'n herder wat 'n hart gehad het vir gelowige kinders van die Here. Hy bid vir hierdie jong gemeente daar in die stad Kolosse, soos 'n vader vir sy kind bid. Hy bid met sagtheid en met erns en met liefde. En dit is presies hoekom hierdie gedeelte so geskik is vir 'n dag soos vandag. 'n dag van openbare belydenis van geloof. Want belydenis van geloof is nie maar bloot net 'n tradisie nie. Dis nie sommer maar net 'n seremonie nie. Dit is nie 'n grade plegtigheid vir die katekese nie. Nee, dit is 'n heilige oomblik waar die lewende God se verbondswerk sigbaar word, waar die kind
wat van kleins af die Here leer ken het, die kind van die verbond, kan sê, Here, U het eerste met my gepraat, van kleins af. U het van kleins af in my geleer, U het my begelei, sodat ek nou by hierdie punt in my lewe kan kom, waar ek op U beloftes kan antwoord. En as ons vandag vra, wat moet 'n mens bid vir 'n jong belydende lidmaat? Dan kan ons nie beter leer as om te luister na dit wat Paulus gebid het vir die kerk in die stad Kolosse nie. Paulus begin in hierdie gebed, wat hy vir die Kolossense bid, nie met 'n lys van versoekings of versoeke wat hy vir die Here deurgee nie. Hy begin met aanbidding. Hy het die Here werklik leer ken en daarom is aanbidding so 'n belangrike deel van enige gebed. Maar hy gaan ook voort met danksegging. Hy sê vir die Here dankie vir wat die Here vir hierdie gemeente beteken en vir hom ook persoonlik. En hy sê dan ook in vers 3, ons dank God wanneer ons vir julle bid. En dit is die eerste groot les, liewe broeder en suster, wat ek en jy as kinders van die Here in hierdie moderne tyd moet leer. Ons moet die Here aanbid in ons gebede. Maar ons moet ook weet, ons moet dankie sê. Voordat ons vra vir dinge in die lewe, aanbid eers vir God. Voordat ons dan kom om te kla oor die lewe wat swaar is, bewonder eers vir God. Voordat ons bang word oor die lewe en oor die pad wat vorentoe voorlê, kyk eers terug in jou lewe en sien al die tye in jou verlede waar God vir jou gehelp het en bygestaan het en sien God se voetspore in jou lewe raak. En dis veral waar op 'n dag van geloofsbelydenis. Want geliefdes, net die feit dat hierdie jong mense hier gaan staan om vandag belydenis van geloof af te lê, is 'n wonderwerk uit die hemel. Dis nie omdat hulle beter is as ander nie. Dis nie omdat hulle slimmer is as ander nie. Dis nie omdat hulle harder probeer het nie. Nee, hulle is vandag hier omdat God getrou is. Die belydenis wat julle twee jong manne vandag gaan aflê, begin nie by julle nie, maar dit het by God begin, baie jare gelede. Want geloof, broeder en suster, is nie 'n menslike prestasie nie. Kolossense 2 vers 8 sê, geloof is 'n gawe uit God se hand. Die Here het in julle lewe baie jare terug al begin werk. En lank voordat julle hom gesoek het, het hy al deur sy gees met baie groot liefde en deernis vir julle begin nader trek. Hy het julle gedra van die doopvond af, toe julle nog nie self kon verstaan nie, toe julle nog nie kon kies nie, toe julle nog nie kon begryp nie, toe het hy al sy liefde aan julle kom beloof. Toe julle self nog nie kon bid nie, het hy al vir julle begin intree. God het toe al gepraat, en hy het toe al gesê, jy behoort aan my. Ek beloof jou dat jy vergifnis van sonde ons sal ontvang. Ek beloof aan jou dat jy deel kan word van my verbond. Ek beloof aan jou dat ek jou nooit sal begewe en jou nooit sal verlaat nie. Ek beloof aan jou redding en verlossing vir jou lewe. Maar daar is ook 'n eis by hierdie verbond. Die Here vra van ons een ding, om al hierdie beloftes van hom waar te laat word. En dit is geloof. Geloof in God drie-enig. En dit is wat julle onder andere vandag in die openbaar gaan doen. God het destyds gesê, jy behoort aan my, toe daardie waterdruppeltjies van die doop op jou voorkop geval het. En vandag kan julle kom en met vrymoedigheid kom sê, Here, dankie. Dankie vir die geloof
wat U in my hart kom implant het. Dankie vir die Heilige Gees wat daardie geloof in my hart kom bewerk het. Dankie vir ouers, dankie vir oupas en oumas, wat die saad van die geloof geplant het, met Bybel lees, met hulle gebede, en met hulle mooi voorbeeld, wat hulle vir my kom stel het. Dankie ook vir 'n gemeente, die liggaam van Christus, die kerk van Christus, waarbinne ons kon groot word, en waarbinne ons die Here kon leer ken. En ons kan ook baie dankie Here sê, dat vandag nie die einde van U pad met hulle is nie, maar die begin van 'n nuwe avontuur, waarin hulle kan groei, ryper word, dieper kan word in die geloof, waarin hulle verantwoordelike disippels kan wees, en waarin hulle nog op soveel plekke in hulle lewe die Here sal kan raak sien en ontdek. Vandag begin ons dus waar Paulus begin het. In die eerste plek met dankbaarheid, in die tweede plek met verwondering en aanbidding, en in die derde plek met 'n genade besef. In die sin dat die Here ons uit genade tot hiertoe gebring het. Maar Paulus bly nie net dankie sê nie, hy bid ook. En as ons mooi luister, hoor ons dat al sy gebedsversoeke eintlik op een kernfokuspunt afstuur. Naamlik, en dit is vers 9, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil. Broeder en suster, dit is een van die belangrikste dinge wat 'n mens ooit vir 'n gelowige voor kan bid. Naamlik kennis van God en sy woord. Dat hulle daarin vervul kan word en daarin kan groei. Want disippelskap is nie in die eerste plek, wat het ek self bereik nie, of wat sê ek van myself nie, maar wat sê God oor my lewe? Om die Here te ken, beteken om te vra, Here, wat is U wil vir my lewe? Here, wat vra U van my? Hoe lyk my gehoorsaamheid in my lewe? Here, hoe lyk my verhoudings? My verhouding met U en met my naaste? In my keuses, wanneer niemand kyk nie, word God werklik verheerlik? Paulus bid nie vir oppervlakkige kennis vir die Christene van Kolossense en vir ons nie, maar hy bid tot volle kennis van sy wil. Nie 'n bietjie Bybelkennis net op Sondag nie, nie net 'n Christelike kultuur of gewoontes nie, maar 'n hart wat dors na God elke dag. En dit is ons gebed ook vir julle jong mense wat vandag belydenis van geloof gaan aflê, maar ook vir almal wat na hierdie boodskap vandag luister. Dit is ons gebed, dat God, die lewende God, 'n vuur sal aansteek in jou hart, 'n passie, 'n heilige passie sal bewerk deur sy Heilige Gees, sodat julle met julle hele lewe kan sê, Here, ek behoort aan U, Here, ek wil vir U lewe, ek is lief vir U, en is my 'n vreugde om 'n kind van God te kan wees. Want die waarheid is, geliefdes, as jy God se wil ken, dan sal jy staande bly in hierdie lewe. Maak nie saak hoe swaar dit gaan nie. As jy God se wil liefhet, dan sal jy nie so maklik wegdryf nie. As jy God se wil doen, dan sal daar vrug dra in jou lewe wees tot eer van die Here. Paulus sê dit self in vers 10, sodat jy tot eer van die Here kan wandel. Dit moet jou doel wees. Paulus weet, die grootste gevaar vir 'n gelowige in hierdie wêreld is vergeetachtigheid. Nie dat jy nie die feite ken nie, jy ken die Bybel, maar jy vergeet baie keer. Jy vergeet ook wie jy is. En daarom herinner Paulus die gelowiges, julle het 'n erfenis. Julle is deel van die lig. Julle is deur God uit die duisternis uitgeruk tot in die wonderbare lig van God,
en julle staan onder die heerskappy van die lewende God en van Christus. Hoekom? Hoekom moet ons hierdie dinge onthou? Want die wêreld gaan vir jou lieg. Die wêreld gaan sê, jy behoort aan jouself. Jy kan maak net wat jy wil. Die wêreld gaan sê, jy kan glo wat jy wil. Alles word aanvaar. Maar Paulus sê, en die Here se woord sê, nee, jy is verlos deur die kosbare bloed van Christus. Jy's gekoop deur Christus se offerdaad aan die kruis. Jy is uitgeruk uit die mag van die sonde uit. Jou sondige lewe moet tot 'n einde kom. Jy behoort aan Christus. Lewe vir hom. Vers 13 sê, hy het ons uit die mag van die duisternis verlos en ons oorgebring in die koninkryk van die Seun van God. God het dit gedoen. Nie ons het dit self reg gekry nie. Nie ons het onsself verbeter nie. Nee, God het ons kom red. En die middelpunt van daardie redding is nie ons besluit nie, is nie ons self nie, maar dit is Christus wat dit vir ons gedoen het. Vers 14 sê, in wie ons die verlossing het, deur die vergifnis van ons sondes. En hier, my liewe broeder en suster, lê die hart van die evangelie van redding. En die hart van die evangelie is Jesus Christus. Christus is genoeg. Christus is volkome. Christus is die Here. Nie Jesus plus jou eie prestasies nie. Nie Jesus plus jou oulike karakter nie. Nie Jesus plus jou eie geestelike rekord nie. Nee, Jesus alleen. En daarom het jy vrede. Jesus alleen. En daarom het jy vergifnis van sonde. Jesus alleen. En daarom het jy redding. En dit is wat julle ook vandag gaan bely. Ek behoort aan Jesus. Ek glo in Jesus. Ek leef vir Jesus. Miskien vra iemand dalk vandag, maar maak gebed regtig so groot verskil? En dan is Paulus se antwoord hier in die boek van Kolossense, ja. Hy bid, want hy weet, die gemeente bly nie staande deur eie menslike kragte nie, maar deur God se werk in hulle midde deur die Heilige Gees. Paulus bid dat God die kinders van die Here sal versterk, dat God hulle sal laat volhard, dat die Here hulle sal bewaar, dat die Here deur sy Heilige Gees hulle sal laat groei, en dat hulle sal vrug dra vir hom tot eer. Want die Christelike lewe, broeder en suster, is 'n wedloop. Of jy dit wil weet of nie, ons almal is besig met 'n lewenswedloop. En niemand hardloop hierdie wedloop uit sy eie kragte nie. Jy sal nooit die wenstreep behaal deur jou eie krag nie. En daarom moet ons vir mekaar bid. Moet ons vir mekaar aan die Here kom opdra. Daarom bid die kerk ook vir julle wat vandag belydenis van geloof gaan aflê, maar ook vir almal wat deel is van die kerk en vir alle Christene oor die wêreld. Nie omdat ons onseker is oor God se liefde nie, maar juis omdat ons seker is. God werk deur gebede. God beantwoord gebede en God bewaar ons deur gebede. Liewe jong belydende lidmate, vandag is nie die dag waarop julle God kies sodat hy julle kan liefkry nie. Nee. Vandag is die dag waarop julle antwoord: Here, U het my eerste lief gehad. U het my eerste geroep. U het my eerste skoon gewas deur die bloed van Jesus. U het my eerste gedra deur die Heilige Gees. En nou bely ek glo in U, ek behoort aan U. Liewe broeder en suster, ons almal wat vandag hier is, ons bid saam met Paulus, mag God deur sy wonderbare krag
julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te kan volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank, wat julle geskik gemaak het, om deel te wees aan van God se erfenis. Ons Here is getrou. Hy ken ons, hy help ons. En hy wat die goeie werk in ons harte begin het, sal dit end uit voltooi. Hy wat geroep het tot sy wonderbare lig, hy sal ons bewaar. Hy wat verlos het deur sy Seun Jesus Christus, hy sal ons elke dag dra. En vandag kan ons nie anders as om almal te bely, aan God alleen al die lof en eer en aanbidding nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie kosbare boodskap vanuit U woord kon hoor. 'n Boodskap wat U vir elkeen van ons wat luister, bedoel het. Here, vandag wil ons almal voor U kom staan en vir U kom sê, ons glo in U, met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons kragte. Dankie vir Jesus wat die hoogste prys in ons plek betaal het, dat ons vrygekoop kan wees. Dankie dat hy ook uit die dood uit opgestaan het, getriomfeer het, sodat ons tot in ewigheid kan lewe. Dankie dat ons as U kinders in hierdie wêreld kan ingaan, vrygekoop deur die bloed van Jesus. Help ons deur U Heilige Gees, Here, om vrug te dra, sodat U naam geëer kan word en U koninkryk gebou kan word. Bind ons almal saam in die band van liefde, vul ons harte vandag met U vrede en oorspoel ons met U goedheid en genade, sodat U naam altyd geëer kan word. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.